Is 13, ek wil net my recording aansit en so ons is vanmôre so amper oor die helfte van die boek van Johannes die Evangelie en ons praat oor die geesdimensie, die 4de dimensie en dit begin altyd daar en dit eindig dan in die derde dimensie. So alles wat begin in die geesdimensie. Dit is waar dit ontstaan. En toe Jesus gekom het, het hy ook uit daai dimensie gekom en hy het nie met armoede gekom nie, met al die rykdom wat hy gehad het. Hallo Kiwit, Ella, baie welkom. Hy het met al die rykdom wat hy gehad het, het hy aarde toe gekom na ons toe om die aarde weer hemel te maak. Want die aarde het verval in sondeval en in ongelukkigheid en in moeilikheid en al die dinge wat daarmee gepaard gaan, siekte en dood. En dis wat Jesus gekom het. Hy het gekom om ons, na ons toe gekom, om ons op te lig na sy vlak toe, sodat ons in daardie heerlikheid van hom kan leef. En laasweek het ons gesê, ons hoef nie te wag tot ons eendag hemel toe gaan nie. Eendag is nou, ons kan nou al leef in daai heerlikheid van die Here. Ons kan nou al daarin bestaan en ons kan ingaan en uitgaan en wyding vind. So dis so maklik, die gordyn het geskeur. God woon nie meer in afsondering in die heilige der heiligen. Nee, ons kan vanmôre met vrymoedigheid, en eintlik is Hebreërs 10 sê dat ons moet vrymoedigheid neem om na die troon van genade toe te gaan. Die troon van genade is die mercy seat. Dit is wat in die heilige der heilige was. En dis die plek waarna toe ons kan ingaan. Maar vanoggend gaan ons praat oor Johannes 13 en ons gaan praat oor die kenmerk waaraan almal sal weet dat ons sy disippels is. So, ekskuus, ek wil hom net hier so aansit, dit 'n bietjie groter is, die kenmerk waarin hulle sal weet. Dis waaroor ons vanoggend gaan praat. Okay, so Johannes 13 is net voordat Jesus gesterf het. Dis net voor die Paasfees en wat nou een van die dae weer gaan plaasvind, die Pasga. Ons weet wat het daar plaasgevind, hulle die lam geslag. En Jesus was die lam van God wat gekom het om te sterf. En omdat hy wist dat sy uur gekom het, dat hy uit hierdie wêreld sou oorgaan na die Vader. So hy was op pad terug, maar daar was 'n pad wat hy moes loop op pad terug na die Vader toe. Omdat hy sy eie mense in die wêreld liefgehad het en hulle liefgehad het tot die einde. Nou hierdie is vir my so wonderlike teksvers. Hy sê, omdat hy sy eie mense in hierdie wêreld liefgehad het. Dit is hoekom hy gekom het. Johannes 3:16 sê, want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy enige gebore seun gestuur het, sodat elkeen wat aan hom glo, die ewige lewe kan hê. Maar daar was ook dan die slegte wat gebeur het. Nou weet ons die nommer 13 is mos die bygelowige ongelukkige nommer. Dis hoekom jy nooit in 'n vliegtuig nommer 13 sitplek sal sien nie. 12 en 14, en dit is bygeloof dat 13, en ons weet ook hoe dat hulle praat van die 13de Vrydag, as Vrydag op die 13de val, dan is dit nou verkeerde Vrydag en alles nog verkeerd loop, maar dis bygeloof. Maar tog sien ons in hierdie hoofstuk, sien ons hierdie vers wat sê, en gedurende die maaltyd het die duiwel dit al in die hart van Judas, die seun van Simon, ingegee om hom te verraai. So hier is verraad. Hier is twee uiterstes, die verraad en die liefde van God, wat teenoor mekaar staan. En dit is altyd so. Hy sê, en het Jesus, omdat hy wist dat die Vader alles in sy hande gegee het, en dat hy van God uitgegaan het, en na God heen gaan. So hy het geweet waarvan af hy kom, hy het geweet wat sy doel is,
waarheen hy gaan, wat met hom gaan gebeur. En nou is hy besig om sy disippels daarvoor voor te berei. En hier is een van die belangrikste dinge, want hierdie is die kern van die koninkryk van God. Die koninkryk van God stelsel, daai stelsel is altyd omgekeerd van die wêreldstelsel. Dis anders as die wêreldstelsel. Die wêreldstelsel is, as jy wil groot word, moet jy gaan, voluit gaan en jy moet bo oor almal klim en jy moet vir jouself sorg en jy moet. Koninkryk van God is anders, heeltemal anders. En hier bevestig dit Jesus dit deur dit wat die volgende ding wat hy gaan doen. Hy het opgestaan tydens die maaltyd, sy boklere uitgetrek en 'n doek geneem en dit om hom vasgemaak. Nou wat het hier gebeur? Dis hoe die slawe of die diensknegte wat hulle bedien het, altyd aangetrek het. Boklere uitgetrek en 'n doek om te serve, om te dien. En dis waaroor dit gaan in die koninkryk. So die pad na koningskap gaan deur die beginsel van dienskneg. En dit is wat Jesus hier kom demonstreer in hierdie belangrike hoofstuk. Die manier om die ongeluk van nommer 13 te oorwin, die verderf en dit wat die duiwel beplan. Hier's die beginsel van 'n dienskneg om te dien. En hy sê hy is die dienskneg. Johannes 13 vers 5 sê daar het hy water in 'n bak gegooi en die voete van die disippels begin was en afdroog met die doek wat hy omgehad het. Nou dit is iets wat net diensknegte gedoen het. Hier is hy die koning van die univers, die skepper van die univers. En hy het 'n voorskoot aan omdat hy kom bedien. En toe by Petrus kom sê Petrus vir hom, Here, gaan u my voete was? Petrus was 'n rowwe diamant. En Jesus antwoord en sê vir hom, wat ek doen, begryp jy nou nie, maar jy sal dit hierna verstaan. So daar was 'n spesifieke rede hoekom Jesus hierdie gedoen het. En Petrus sê vir hom, as u sal my voete in der ewigheid nie was nie. En Jesus sê vir hom, as ek jou nie was nie, het jy geen deel aan my nie. Nou, Jesus gebruik hier 'n fisiese ding van dienskneg en water wat hy gebruik, maar daar's ook 'n geestelike dimensie daaraan, dat hy moes kom om ons te was met die water van ons onreinheid, van ons wêreldgesindheid, van onsself. Hy het gekom om vir ons te leer hoe oorkom ons en hoe word ons gereinig deur in die geesdimensie, deur die water van die woord. En Jesus sê vir hom, dis belangrik, hierdie is belangrik dat jy deur die water van die woord gereinig word. En ek wil vanmôre twee dinge sê. Die een is, die bloed van Jesus vernietig sonde, dit bedek nie sonde nie. Maar die water van die woord was ons van ons onreinheid, van ons wêreldsheid. En dit is nodig baie keer dat die Here ons reinig deur die woord. Soos ons na die woord luister, word ons gereinig, gewas deur die woord. En dit is een van die geestelike dimensies van water. En Simon Petrus sê vir hom, Here, toe hy nou besef, dis belangrik, toe sê hy nie net my voete nie, maar ook die hande en die hoof, maar Jesus sê vir hom, hy wat gewas is, het niks anders nodig as om die voete te was nie, maar hulle is heeltemal rein en julle is rein, maar nie almal nie. Want hy het geweet dat daar verraad kom. Nou hierdie was ek dink een van die seerste oomblikke in Jesus se lewe, dat hy, die een wat hom verraai, daar was twee, dit was Judas en Petrus. Een het hom verraai en die ander een het hom verloon. Petrus het hom verloon, hy het gesê ek ken hom nie. Maar is maar dieselfde ding. Twee van sy disippels. En tog kom hy uit sy boklere uit en hy trek die dienskneg aan en hy was hulle voete.
En hy gaan weer aan tafel en sê vir hulle, verstaan julle wat ek aan julle gedoen het? Hier kom hierdie beginsel van nederigheid. Wat is ware nederigheid? Ware nederigheid is om die gestalte van 'n diensknegt aan te neem, is om mekaar te dien. En dit is die beginsel wat Jesus vir hulle hier wou wys, dat hy is die koning van die konings, hy is die meester, hy is die Here, hy is die baas, maar hy kom en hy kom dien hulle. En hier stel hy vir ons hierdie voorbeeld, hy leer ons hierdie beginsel in die koninkryk. Dis die belangrikste beginsel in die koninkryk van die Here. En hy sê, vers 13, julle noem my meester, dit meen baas oor alles, en Here, Here beteken Lord of all, dit beteken ook Yahweh, en hy sê, julle is reg, want ek is dit. Hy sê, en as ek dan die Here en die meester julle voete gewas het, is julle ook verplig om mekaar se voete te was. Nou, ek weet, ek het dit ook al gedoen, waar ek gevoel het die Here lei my om iemand se voete te gaan was, maar ek het dit nie gedoen om gesien te word nie, maar om en dis ook nie altyd letterlik voete was nie, dit gaan om mekaar te dien. Dis eintlik die beginsel. Hy sê, want ek het julle 'n voorbeeld gegee om net soos ek aan julle gedoen het, ook so te doen. En dan onthou wat ek gesê het, as Jesus sê voorwaar, dan lê hy baie klem. Hy sê voorwaar, ek sê vir julle, 'n diensknegt is nie groter as sy heer nie, en 'n gesant ook nie groter as die een wat hom gestuur het nie. As julle hierdie dinge weet, salig beteken om geseënd te wees, welgeluksalig, om geseënd te wees, to be blessed, as julle dit doen. So, hier kom leer die Here ons die grootste beginsel van God se koninkryk. Jy kan deel hê aan die koningskap, jy kan in die hemelse plekke sit, maar as jy nie bereid is om voete te was nie, sal dit nie werk nie. Die pad na verhoging is deur om jouself te verneder. En om jouself te verneder is om ander te dien. Want in die koninkryk is daar geen selfsug nie. Ons weet, ons leef vandag in hierdie wêreld en alles gaan net oor self, né? Ek en my, daai twee woorde, ons, ek en my gesinnetjie. Daar's 'n spreekwoord wat sê, me and my family and no more, jy weet, so dit gaan net oor ons. Maar in die koninkryk is hierdie die beginsel, dis die beginsel, dat jy begin onder, jy begin dien, en dis wat Jesus vir ons kom wys het. Hy, die koning van al die konings, die Here van alles, kom, en hy kom dien ons. Hy het gesê, hy kom om ons te dien, en hy het dit gedoen, en dis die pad na verhoging. Maar in hierdie pad was daar ook verraad gewees, en hy sê, ek spreek nie van almal nie, ek weet wie ek uitverkies het, en hier gaan dit nie oor uitverkies het nie, maar want party mense glo in uitverkiesing, dat jy is uitverkies, en daarom sal jy hemel toe gaan, ander nie, maar dit gaan oor wat Jesus hier sê, maar dat die skrif vervul kan word, hy wat saam met my brood eet, het sy hakskeen teen my opgelig. Het gaan oor Judas. Judas wat 'n keuse gemaak het om Jesus te verraai. Hy sê, van nou af sê ek dit aan julle voordat dit gebeur, sodat wanneer dit gebeur, julle kan glo dat dit ek is. Voorwaar, ek sê vir julle, wie iemand ontvang wat ek stuur, ontvang my. En wie my ontvang hom wat my gestuur het. Hier kom daai weer na vore, as ons Jesus ontvang, en ons neem hom in ons en laat hom toe in ons lewe, dan laat ons ook die Vader, die Godheid, die hele Godheid toe in ons lewe. Maar hier was verraad gewees. Jesus het in sy gees ontsteld geword en getuig gesê, voorwaar ek sê vir julle, een van julle sal my verraai. En hulle het na mekaar gekyk, en toe val Johannes op die bors van Jesus en sê, Here, wie is dit? En Jesus antwoord, dis die een aan wie ek die stukkie sal gee as ek dit ingedoop het.
En toe hy die stukkie ingedoop het, die brood wat hy gebreek het, gee hy dit aan Judas Iskariot. En onmiddellik nadat Judas dit geneem het, het die Satan in hom gevaar. En Jesus sê vir hom, wat jy doen, doen dit haastig. So hy was op pad om Jesus te gaan verraai. En ons weet hoe hy dit gedoen het, met 'n kus, met 'n soen, het hy dit geneem. Maar Jesus het hom nog 'n kans gegee. Onthou, hy het sy voete gewas, ook Judas en ook Petrus se voete. Hy het hulle voete gewas om te kyk of hulle nie wil omdraai nie. Dis hoe lief hy hulle gehad het, tot die einde toe, sê die Bybel. En net so het die Here ons lief. Die Here het almal lief. Hy het sy lewe vir almal gegee. Maar jy het nog die keuse of jy wil deel wees, of jy hom wil aanvaar, of jy hom wil toegang gee, en of jy hierdie pad wil loop. Judas was nie bereid nie. En toe hy buite was, sê Jesus, nou is die seun van die mens verheerlik, en God is in hom verheerlik. Hier wys hy na sy verhoging, hoe dat God, hy gaan verneder word, hy gaan hang aan die kruis, maar hy gaan ook verheerlik word. Hy sê, as God in hom verheerlik is, sal God hom ook in homself verheerlik, en hy sal hom dadelik verheerlik. So hy praat hierso van, hy gaan sterf, hy gaan 'n dienskneg wees, hy gaan die laagste dood wat daar is, gaan hy sterf, maar dit gaan lei na sy verheerliking. En dis die beginsel van om jouself te verneder. Op 'n ander plek sê Petrus, hy sê, verneder jou onder die kragtige hand van die Here, en hy sal jou verhoog. Kyk wat sê hy, my kinders, nog 'n klein tydjie is ek by julle, julle sal my soek, soos ek vir die Jode gesê het, waar ek heen gaan, kan julle nie kom nie. Hy verwys na die kruis. 'n Nuwe gebod, en hier is die ding, die kern van hierdie hoofstuk. 'n Nuwe gebod. 'n Nuwe gebod wat al die gebooie van die verlede vervang. Gee ek julle, dat julle mekaar moet lief hê. En hy praat hier van daai selfde liefde, die agape liefde, goddelike liefde, opofferende liefde, soos ek julle gehad het, moet julle ook mekaar lief hê. So hierdie gaan nie oor emosies nie, want hier was baie emosies in hierdie hoofstuk, maar dit gaan oor daai beginsel van nederigheid, dat jy 'n dienskneg word en ander dien. In die koninkryk van God moet ons mekaar dien. Daar's nie 'n keuse nie, daar's nie 'n jy kan nie verby dit gaan nie. Dis die gebod. Dit is die ding. Hieraan sal almal weet dat julle my disippels is, as julle liefde onder mekaar het. So, jy weet, Korintiërs 13 sê Paulus, hy sê, al sou ek my liggaam oorgee om verbrand te word, en al sal ek die geloof hê om berge te verskuif, maar ek het hierdie liefde nie, sal ek 'n klinkende metaal en 'n lydende simbaal wees, sal dit niks beteken. Maar hy sê, hieraan sal hulle weet, nie aan die wonderwerke wat ons doen, of hoe wonderlike mense ons is, of wat nie, aan ons liefde onder mekaar. En ek dink hierdie beginsel mis ons baie keer, dat dis die kern van om in die koninkryk van die Here om te heers, moet jy hierdie doen. Dis die kern van dit. En Jesus sê op 'n stadium, sê hy, waar hy die skape en die bokke gaan skei, hy sê, want as julle dit nie aan die geringste gedoen het nie, het julle dit ook nie aan my gedoen. So dit gaan oor diensknegskap. Ons is konings, ons regeer saam met hom, maar ons moet ook dieselfde voorbeeld van Jesus kan volg, deur 'n dienskneg te word. Die verskil tussen ware liefde, Petrus sê vir hom, Here, waar gaan u heen? Jesus antwoord, waar ek heen gaan, hy praat van die kruis, kan jy my nou nie volg nie, maar jy sal later volg. Petrus is ook gekruisig aan die einde van sy lewe onderste bo. En Petrus sê vir hom, Here, waarom kan ek u nie nou volg nie? Ek sal my lewe vir u gee. Sien, so maklik, woorde is maklik, maar om die daad by die woord te voeg, is nie altyd so maklik nie. Hoekom Petrus Jesus verraai het, want hy het in sy eie krag
probeer. Want hierdie is nie 'n beginsel wat jy in jou eie krag kan doen nie. Jy het God se krag nodig om ook 'n diensknegt te word. Jesus antwoord, sal jy jou lewe vir my gee? Voorwaar ek sê vir jou, die haan sal sekerlik nie kraai nie voordat jy my 3 maal verloon het nie. So ons weet wat gebeur het toe Jesus voor Pilatus was. Ek wil afsluit met hierdie vers in Filippense 2 vers 3. Skryf Paulus die volgende. Hy sê moenie iets doen uit selfsug of ydelle eer nie. Met ander woorde, ek moenie eer soek as ek iets doen aan ander nie of selfsug nie, maar in nederigheid moet die een die ander hoër ag as homself. As ons net hierdie beginsel by mense kan kry in die kerk, dat 'n nederigheid is om die een hoër te ag as die ander. Dit gaan nie, die hele wêreld gaan oor selfsug, om by mekaar te maak vir self. Net ek en my familietjie, ek en my. Maar in die koninkryk van God gaan dit oor ander. Hy sê, julle moenie elkeen na sy eie belange omsien, maar elkeen ook na 'n ander sin. Want hierdie gesindheid, watter gesindheid? Hierdie wat Jesus nou gedoen het in Johannes 13, moet in julle wees wat ook in Christus Jesus was. Hy wat in die gestalte van God was, het dit geen roof geag om aan God gelyk te wees nie, maar hy het homself ontledig deur die gestalte van 'n diensknegt aan te neem en aan die mense gelyk geword. Ja, ek wil vir u sê, mense, die Here se krag nodig om hierdie te kan doen. Mens kan dit nie uit jouself uit doen nie. Maar dis hoekom die woord sê dat God het deur sy Heilige Gees sy liefde in ons hart uitgestort. Maar ons moet baie keer ook hierdie doen om vir onsself te verneder en te sê dit gaan nie oor my nie, maar dit gaan, want dis die teken van 'n ware disipel van Jesus, is ons liefde vir mekaar. Hy sê en 'n gedaante gevind as 'n mens het hy homself verneder deur gehoorsaam te word tot die dood toe, want die dood van die kruis. Daarom, en hier kom dit, die belofte, het God hom ook uitermate verhoog en hom 'n naam gegee bo elke naam, sodat in die naam van Jesus sou buig elke knie van die wat in die hemel, op die aarde en onder die aarde is, en elke tong sou bely dat Jesus Christus die Here is, tot heerlikheid van God die Vader. Die pad na boontoe, die pad na 'n koning toe, is die pad van 'n diensknegt. En wanneer ons dit aan mekaar doen, doen ons dit aan hom, aan Jesus. Ons doen dit aan Jesus. Toe Paulus op pad was om die Christene te vervolg, en die lig oor hom val, toe verskyn Jesus in hom, en hy sê vir hom, waarom skop jy die prikkels? Waarom vervolg jy my? Hy het nie gesê, waarom vervolg jy die kerk nie? Waarom vervolg jy my? Want hy en sy kerk is een. En as ons dit aan gelowiges en aan mense doen, en ons dien ander, is dit die pad na oorwinning, na koningskap. Hierdie pad wat Jesus vir ons kom wys het. En ek weet, dis nie altyd maklik nie, want ons is almal baie keer ingestel op onsself. Maar kom ons vra die Here vanmôre, Here, help ons om werklik nederig te wees. Nederigheid is nie om 'n sissie te wees nie. Nederigheid is om ander te dien, om nie altyd aan jouself te dink nie, maar ook ander te dien. Want dan doen jy dit soos wat Jesus dit gesê het. Dis die gebod, die nuwe gebod, dat ons mekaar moet lief hê soos hy ons liefgehad het met sy lewe. Dis vanmôre miskien 'n harde woord, maar ek wil vir u sê dis die waarheid. Dis die waarheid. Die pad na koningskap loop deur die gestalte van 'n diensknegt. En kom ons vra die Here vanmôre, Vader, ons sê baie keer maklik, ons sal dit doen, maar ons is soos Petrus in die oomblik toe hy in die vuur kom, in die toets kom, Here, het hy gefaal.
En dis hoekom U agterna hom weer 'n kans gegee het en vir hom gesê het, Petrus, het jy my lief? Ons wil vanmôre sê, Here, liefde is nie net woorde nie, dis nie emosies nie, maar dis dade. Dis wat U kom doen het. U het vir ons kom wys wat is ware liefde. Leer ons hierdie liefde. Heilige Gees, help ons in ons eie krag. Faal ons soveel keer. Help ons om soos ons meester, ons Here, hierdie pad te loop. Want wanneer ons verneder, sal God ons verhoog op die regte tyd. Dit sê U woord. Ek dank U daarvoor. Ek dank U vir elkeen wat in elke Sondagoggend hier is, Here. U weet waar hulle is vanmôre. U weet wat hulle behoefte is. U weet wat hulle begeerte is. Miskien ervaar hulle ook baie keer verraad van iemand naby aan hulle. Here, ek wil bid dat ons soos U nog steeds, wanneer mense ons te nakom, ook hulle voete sal was. En so die slegte deur die goeie oorwin. Ek dank U, Jesus, dat U 'n diensknegt geword het en dat U vir my gesterf het, vir ons gesterf het, sodat ons kan lewe tot in ewigheid. U het ons kom optel na U vlak toe en dit het 'n prys gekos. Dankie daarvoor in Jesus naam. Ek prys U, ek loof U, ek aanbid U. U is wonderbaar. Halleluja. Loof die Here. Kom ons doen ook so aan mekaar en aan die mense rondom ons. Kom ons kruisig onsself. Kom ons kruisig daai selfsug en om alles om onsself te bou. Weet, jy moet sterf soos Jesus gesterf het vir die vlees, sodat ander die voordeel daarvan kan kry. Dit is soos daai koringkorreltjie wat moes sterf sodat daar baie mielies kan wees. Baie koring kan wees. En dit was wat Jesus vir ons kom bewys het, die beginsel om in jouself te sterf, lei na ware lewe en na koningskap. Die Here seën U. Ek glo in elkeen van U dat U hierdie woord vat vanmôre, maar kom ons vat dit nie net, kom ons doen dit, sodat die Here daardeur verheerlik kan word. Hoe sal ons weet dat ons sy disippels is? Die teken is agape liefde. Die Here seën U, 'n lekker dag. Lief vir U in die naam van Jesus. En dankie dat U op was. Amen.